Hallo julle en welkom. 'n Baie spesiale welkom aan al ons graad 6 leerders wat nou hard leer vir die eksamen. Vandag gaan ons op 'n ongelooflike reis saam. 'n Reis deur daardie groot belangrike oomblikke wat elkeen van ons se lewens vorm, van die heel eerste asemteug tot die heel laaste varmiddag. Kom ons verken dit saam. Goed, so waarheen is ons op pad vandag? Hier is ons roetekaart. Eers gaan ons uitvind presies wat oorgangsrituele is. Dan kyk ons na die begin van die lewe, die viering van geboorte. Van daar af na die oomblik waar twee mense een word in die huwelik. Dan, met respek, kyk ons na die finale vaarwel. En heel aan die einde gaan ons daardie een goue draad ontdek wat alles saambind, die idee van waardigheid. So, kom ons begin by die begin. Wat presies is 'n oorgangsritueel? Wel, dink daaraan soos die amptelike merkers of die hoofstukeindes in die storie van jou lewe. Dis die spesiale seremonies wat 'n kultuur of 'n gemeenskap gebruik om te sê, stop, hierdie oomblik is belangrik, iets verander nou. Hier is die amptelike definisie wat julle vir die eksamen moet ken. 'n Oorgangsritueel is 'n gebruik of seremonie wat plaasvind wanneer 'n persoon van een lewensfase na 'n ander beweeg. Dink daaroor, van 'n kind na 'n tiener, van 'n student na 'n werker, van enkellopend na getroud. Hierdie rituele help ons om daardie groot spronge te verstaan en te vier. Goed, van die teorie na die praktyk toe. Kom ons begin by die heel begin. Die oomblik wat 'n nuwe lewe in die wêreld kom. Dis 'n wonderwerk en reg oor die wêreld het mense pragtige en uiteenlopende maniere om 'n splinternuwe baba te verwelkom. Nou kyk 'n bietjie hierna, dit is fascinerend. In baie tradisionele Afrika-kulture word die naaldstring begrawe. Dis 'n diep simboliese manier om te sê, jy hoort hier, by hierdie grond, by hierdie mense. In Islam weer word 'n gebed in die baba se oor gefluister en 'n druppel dadelstrop op die tandvleis gesit. Elke gebruik, so uniek, maar almal sê dieselfde ding, welkom, jy is spesiaal. OK, het jy mooi opgelet? Kom ons toets jou gou. Daardie klein detail oor die dadelstroop in die Islam geloof. Hoekom presies dink jy doen hulle dit? Jep, presies reg. Sodat die heel eerste ervaring wat daardie klein babatjie van die lewe het, iets soets en aangenaams is. Dis 'n pragtige gedagte, né? En onthou dit, dis 'n lekker punt om te noem in die eksamen. Goed, van die begin van 'n enkele lewe spring ons nou vorentoe na 'n ander reusagtige oomblik. Die een waar twee lewens saamgevoeg word om een te word, die huwelik. Kom ons kyk hoe verskillende tradisies hierdie ongelooflike verbintenis vier. En weer eens, die simboliek hier is net ongelooflik ryk. Kyk byvoorbeeld na die Joodse tradisie waar glas gebreek word. Hoekom? Om almal te herinner dat selfs in die grootste oomblik van blydskap die lewe broos is en daar hartseer in die wêreld is. En dan, die boeddhistiese paartjie wat kos uit een silverbak deel. Die boodskap is so duidelik, van vandag af deel ons alles. Elke ritueel vertel 'n diep storie. OK, hier is nog 'n sleutelwoord vir julle. Julle het dit nou net in die tabel gesien en dis 'n belangrike een om te onthou. Wat presies is 'n chupag? Reg, 'n chuppah is daardie spesiale afdak waaronder 'n Joodse paartjie staan. Maar dis soveel meer as net 'n tentjie. Dit is 'n kragtige simbool van die nuwe huis, die veilige hawe wat hulle saam gaan bou. 'n Huis met oop kante om vriende en familie altyd te verwelkom. En nou beweeg ons na die laaste groot oorgang in die lewe. Dis 'n onderwerp wat ons altyd met groot respek moet hanteer. Kom ons kyk na die verskillende eerbiedige maniere waarop kulture finaal van hul geliefdes afskeid neem en hul lewens eer. So, die groot ding om hier raak te sien is hoe 'n kultuur se geloof oor wat na die dood gebeur direk wys in hoe hulle die begrafnis hanteer. Byvoorbeeld, boeddhiste glo aan wedergeboorte, dat die siel aanbeweeg na 'n nuwe lewe. Daarom is verrassing vir hulle 'n logiese stap om die liggaam vry te stel. Die manier waarop ons afskeid neem, sê so baie oor wat ons glo volgende kom. Ons het hy woord nou 'n paar keer gehoor, veral as ons praat oor hindoeïsme en boeddhisme. Wat beteken die woord veras nou eintlik? Verassing of cremation in Engels is eenvoudig die praktyk waar 'n oorledene se liggaam tot as verbrand word, in plaas daarvan om dit in die grond te begrawe. Dis 'n belangrike onderskeid om te ken wanneer ons hierdie verskillende ritueel vergelyk. Goed, ons het nou gekyk na geboortes, troues, begrafnisse en dit lyk alles so verskillend, né?
Maar wat as ek vir jou sê, daar is een goue draad, een diep idee wat deur elkeen van hierdie rituele loop. Daardie draad, vriende, is menslike waardigheid. En wat is waardigheid? Dis 'n baie belangrike woord. Dit beteken eenvoudig om respekwaardig te wees. Dis die diep oortuiging dat elke mens, maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom of wat jy glo nie, elke mens is belangrik en moet met sorg en respek behandel word. En dis presies wat hierdie rituele probeer doen. Kyk hier, in die Christendom kom hierdie opdrag direk van Jesus self. Dis nie net 'n mooi sêding nie, dis 'n diep instruksie oor hoe om mekaar se inherente waardigheid te erken en te eer, net soos jy glo God jou nie eer. In Judaïsme vind ons presies dieselfde beginsel, net in ander woorde. Dit word dikwels die goue reël genoem. Dis so eenvoudig, maar so kragtig. Dink net vir 'n oomblik hoe anders die wêreld sou lyk as almal net hierby hou. En in Islam sien ons hierdie idee in aksie, veral in hoe hulle vir die gemeenskap omgee. Hierdie gesegde sê vir ons dat jou eie gemak nooit belangriker kan wees as 'n ander persoon se basiese menswaardigheid nie. Om iemand te help wat honger is om hulle waardigheid te erken. En hierdie tema, dis oral. In tradisionele Afrika-gelowe sien ons dit in die idee van Ubuntu, ek is omdat ons is. In Hindoeïsme is die lering dat God in elkeen is, so as jy iemand anders seermaak, maak jy die goddelike seer. En Boeddhisme leer ons die krag van eenvoudige vriendelikheid. Die taal verskil, maar die boodskap bly dieselfde. En dit bring ons by die hart van alles. Of dit nou die water van 'n doop is, die blomkranse van 'n troue of die stil gebed by 'n graf, al lyk hierdie rituele heeltemal verskillend aan die buitekant, doen hulle almal presies dieselfde ding aan die binnekant. Hulle gee respek en waardigheid aan mense op die oomblikke wat die allermeeste saak maak. So, ek wil jou met een laaste gedagte los. Dink 'n bietjie aan jou eie lewe. Watter dinge doen julle as 'n gesin wat vir julle spesiaal is? Dalk is dit hoe julle verjaarsdae vier, of 'n spesiale ete elke week, of 'n godsdienstige fees. Watter rituele in jou lewe gee vir jou en jou familie daai gevoel van waarde en betekenis? Dink 'n bietjie daaroor.